Ons is nou hier vandag om 'n bietjie meer te leer ken van Sean. Ons het almal gesien wat met hom gebeur het, die boodskappe op Facebook, die goed online. Vertel vir my, as jy jou kind vir iemand moet beskryf, wat sal jy sê, hoe sal jy hom beskryf? Hy sê Jesus kind deur en deur. Hy staan my altyd by, hy is my steunpilaar. Hy was soos pappa ook in die huis. Vir die kleintjies gesê, as ek gepraat het, gesê, mamma praat nou. Hy sal byvoorbeeld vir my sê, mamma kan ek kos maak vanaand. En as ek baie down was, dan sal hy net opgaan en hy sal Christelike liedjies opsit. En dan voel hy daai salwing, of hy kom net opgestap trappe toe en val op my bed neer en hy weet ek hou nie van vuilvoete op die bed nie. En dan sal hy sê, ag chill koeks. So ja, Sean is 'n baie, hy sê Jesus kind. En hy is maar my boertjie. En hy is 'n ou boet vir sy boetie en sussie. Ja. En vir die oudste een, hy sê ook vir die oudste een as hy iets verkeerd doen. So hy is maar 'n steunpilaar vir almal, vir die ander kinders ook. En dit is nou juis hoe die ongeluk gebeur het, dat hy gebrand het, hy het juis iemand probeer help. Sean sal altyd sy laaste gee, hy sal altyd bereid wees om iemand te help, of hy nou weet wat hy doen of nie, hy sal kyk waar hy kan help. Hy is nou in die hospitaal en so julle is nou tussen die hospitaal en die huis die hele tyd. Hoe hanteer jou gesin dit, dat Sean in die hospitaal is? Nie goed nie, ek is bekommerd oor die 2 kleintjies. Sissie gaan môre gaan sy op veldskool. En ek weet nie, ek dink ek is nou 'n bietjie te paranoid, ek wil eintlik nie hê sy moet gaan nie. Dylan skryf eksamen vandag, hy het nou gebel voor julle gekom het en gesê ons moet hom gaan haal. En dan kleinboet is, hy sê mamma, Sean kan my huis toe kom, hy kan my pak gee, hy kan met my raas en net huis toe kom. So almal mis hom verskriklik. In hierdie stadium, hoe gaan dit met hom? Gisterand was ek daar en dit was bietjie baie emosioneel, want die masjien het alles net piep, 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 piep gemaak. En ek het nie verstaan wat aangaan nie. Paul was saam met my en ek het net uitgehardloop, want dit is asof ek weer die masjien haal vir hom asem. So vir my was dit asof dit net verby is. En toe kom hulle en toe sê hulle net, omdat al die pype in sy lieste en goed is, en hy het bietjie gestoei, want net voor dit het hulle sy verbande omgeruil. So hy kon daai pyn bietjie voel. En hy het nou met daai het hy van die pypies toegedruk. So dit was vir my 'n groot skok, want ek verstaan nie sulke goed nie. Nou, die laaste wat ek gehoor het sy regter long plat geval. Dit word nou behandel met antibiotika. Het julle al enige vordering daarvan gehoor? Niks nie. Soos nog steeds dieselfde. Ek weet nie, ek hoop nou maar, hulle het gistermiddag het hulle beloof Sean gaan vandag teater toe. Ek hoop maar hulle hou by hulle beloftes, want ek meen net om in die kamer daai verbande so af te haal, trek hulle, as ek die prentjie moet sien, trek hulle daai vel ook saam af. En dit is verpleegsters, is nie dokters nie. So ja. So daar's baie pyn. Ja, hy het. In hierdie stadium, wat het jy nodig? Wat het julle gesin nodig? Net baie gebed, asseblief. En dan wil ek ook vir die gemeenskap dankie sê dat hulle vir my en die kinders daar is, vir die gebede, vir oproepe, SMS'e, WhatsApp boodskapies, Facebook boodskapies. Dit beteken regtig baie vir my. As jy ietsie vir jou kind nou kan sê, om hom te laat beter voel, wat sal jy vir hom sê? Kom spring op my bed met jou vuilvoete.